Goeiemôre julle, Rihanna weer saam met julle van die Bybel in 1 jaar. Vandag spandeer ons tyd saam in Matteus 15 vanaf vers 29 tot 39, waar ons lees van die tweede vermeerdering van die brode. Nou hierdie het plaasgevind aan die ooste kant van die see van Galilea, waar die meeste mense nie Jode was nie. Ons lees hier dat Jesus hom vir 'n kort rukkie gaan afsonder het op die berg. En in daardie tyd het daar groot menigtes toe na hom gekom, wat krepeles, blindes, stommes en gebreklikes by Jesus se voete kom neerlê het. En hy het hulle gesond gemaak. Hierdie mense was heel waarskynlik heidene, of semi-heidene, versamel uit die gebied van Decapolis. Interessant lees ons in hierdie insident niks van enige geloof by die wat genees is nie, behalwe dat hulle na Jesus gekom het vir hulp. En deur hierdie genesings het hierdie nie-Jode geleer om die God van Israel te verheerlik. Nou vanaf vers 32 tot 39 lees ons dan waar Jesus vir 'n tweede keer besorg is oor die skare, want hulle was nou al 3 dae by hom. En hoe hy dan deur 'n wonderwerk weer 400 mans met hulle vrouens en kinders kos gee, deur die vermeerdering van 7 brode en 'n paar vissies. Nou hierdie wonderwerk volg dieselfde basiese patroon as toe Jesus die 5000 gevoed het. Maar in hierdie geval is die ongeloof van die disippels vir my baie opvallend, want 'n ruk terug het hulle mos die wonderwerk gesien en beleef toe Jesus daai 5000 mense aan die westelike kant van die see van Galilea gevoed het met 5 brode en 2 vissies. Dalk het hulle nie geglo dat Jesus dieselfde wonderwerk wat hy aan die Jode gedoen het, ook aan die nie-Jode sou doen nie. Of dalk het hulle soos baie van ons vandag net gefokus op hierdie groot probleem wat nou soos 'n berg voor hulle lê en wat nou opgelos moes word. Dat hulle heeltemal vergeet het wat Jesus al reeds gedoen het en weer sal doen. Nou baie keer is ons net so verblind deur ons probleme, dat ons nie sien dat Jesus gereed staan om dit wat ons nie kan doen nie, vir ons te doen. Ons moet hom net vertrou met ons krisis. Vir ons lyk dinge onmoontlik, maar by die Here is alles moontlik. In vers 36 lees ons: Toe neem hy die 7 brode en die visse, en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan sy disippels, en die disippels aan die skare. Nou die eerste wat vir my hier uitgestaan het, is dat Jesus die Vader gedank het, voor hy die brode gebreek het. Jesus het niks gedoen sonder sy Vader nie. En wat vir my mooi is dat Jesus gedoen het wat net hy kon doen. Hy het die wonderwerk gedoen, en toe dit aan die disippels oorgelaat om dit te doen wat hulle kon doen, deur die kos uit te deel aan die skare. Jesus sal nooit van ons verwag om iets te doen wat ons nie kan doen nie. Hy is die een wat die wonderwerke laat gebeur. Ons moet net in gehoorsaamheid doen wat hy aan ons gee om te doen. Dan sien ons in vers 37 hoe God in oorvloed voorsien. Nadat almal geëet het, het daar nog 7 mandjies oorskiet oorgebly. Nou ek wil julle aanmoedig vandag om die Vader regtig te vertrou met jou probleme. Laat die Here toe om te doen wat net hy kan doen. Dit wat vir ons onmoontlik lyk, is vir hom moontlik. Hy weet reeds wat jou behoefte en probleem is. Vertrou hom net. Julle moet 'n mooi en geseënde dag verder hê. Totsiens.